Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Dankie dat jy weer saam luister hier op Straatwys. Gister kyk ek 'n nuusberig oor die oorlog in Israel. Dit gaan as al die beelde en al die geselsies en al die praatjies en die spanning. En aan die einde staan die joernalis wat self 'n Jood is en hy sê iets wat my stil laat raak het. Hy sê bid vir vrede, maar bid ook vir ons vyande. Bid dat hulle wysheid sal hê om dinge anders te doen. Dis nie 'n maklike gebed nie, dis nie 'n emosionele een nie, dis 'n gebed van balans. En dit laat my dink, die lewe werk nie sonder balans nie. Kyk hoe werk die natuur. Droogte word nie gebreek deur nog droogte nie, maar deur die reën. Winter word nie opgehef deur nog koue nie, maar deur die somer. Balans kom nooit deur meer van dieselfde nie, dit kom deur die teenoorgestelde en dit is wat lewe bring. Miskien is dit hoekom soveel van ons vassit in ons lewe. Nie omdat ons nie weet balans is belangrik nie, maar omdat ons nooit geleer het hoe om dit te doen nie en ook nie die belangrikheid daarvan raak sien en die verantwoordelikheid aanvaar daarvoor nie. Vat iets baie alledaags, 'n bekgeveg by die huis. Iets word gesê, dalk op 'n onhandige manier, dalk eerlik, dalk uit moegheid uit, maar jy hoor dit as 'n aanval. En wat doen daardie oerbrein van jou? Hy slaan die alarmklokke. Hy sê, o jete, hier's gevaar. Ek moet myself verdedig. En so veg jy terug. Jy verduidelik, jy regverdig en jy steek terug. En sy veg ook weer terug. En voor julle oë uitvee, is julle besig met 'n oorlog wat niks meer te doen het met die kussingslope, die skottelgoed of wie wat gesê het nie. Dis ego teen ego, vuur teen vuur. En vuur met vuur maak nooit balans nie. Dit bring net as. En dit is hoe skale breek, dis hoe verhoudings breek, want elke argument laai dieselfde kant, nog woede, nog seer, nog afstand, en later wonder 'n mens, hoekom voel hierdie verhouding so swaar? Maar niemand het ooit die ander kant gelaai nie, niemand het ooit daai verantwoordelikheid op hulle geneem nie. Die Bybel is verrassend prakties hieroor, dit sê, 'n sagte woord keer die grimmigheid af. Dis nie swakheid nie, dis wysheid. Dis nie om te sê, jy's nie verkeerd nie. Dis om te sê, ek gaan nie kwaad met kwaad vergeld nie. Nie seer met seer nie, nie afstand met afstand nie, nie ego met ego nie. En ja, die Bybel praat natuurlik van tye wat dit reg is om op te staan, tye van bevryding, van Jesus wat self tafels omgooi. Balans beteken nie passiwiteit nie, dit beteken om te kan onderskei. Wanneer moet ek praat? Wanneer moet ek stil wees? Wanneer moet ek opstaan? Wanneer moet ek sag wees? En hoe gaan ek dit doen? Maar altyd doen 'n ou hierdie goeters sonder om die menslikheid van die ander persoon aan die ander kant en jouself raak te sien. Die wêreldse manier van wen is eenvoudig. Die een met die grootste wapens en die grootste bek wen. Maar kyk mooi, wat word gewen? Kinders sterf, onskuldiges betaal die prys en trauma word oorgeerf van generasie na generasie. Dis ego wat beklei en almal brand saam. Jesus sê iets wat teen alles ingaan wat natuurlik vir ons voel. Hy sê, salig is die vredemakers. Nie die konflikwenners nie, nie die hardste stem nie, nie die mees regverdige argument nie, die vredemakers. En hy gaan nog verder en hy sê, vergewe 70x7, draai die ander wang en bid ook vir jou vyand. En dis nie naïef nie, dis radikale balans. En dan is daar ook die grootste teenwig van alles, en dit is genade. Genade sê, ek sien jou, al stem ek nie saam nie. Ek vergewe, al maak dit my seer. Ek kies die liefde, al verdien jy dit nie, of al lyk dit asof jy dit nie verdien nie. Genade sit iets aan die ander kant van die skaal, wat die wêreld nie verstaan nie. Jy skel, ek gaan sag bly. Jy onttrek, ek bly teenwoordig en ek hou aan kontak maak. Jy word my vyand, maar ek bid vir jou. Nie omdat dit maklik is nie, maar omdat dit lewe bring. Die natuur kan nie sonder balans leef nie, en jy ook nie. So dalk is die vraag vandag nie, wie is reg nie, maar eerder, wat laai ek op die skaal? Help ek balanseer, of gooi ek net nog hout op die vuur? Want die hartseer waarheid is, die wat aanhou stook, brand uiteindelik saam. En die uitnodiging van geloof is eenvoudig, maar diep. Wees jy die een wat anders reageer? Wees jy die een wat die skaal red en die verhouding red? Wees jy die een wat kies vir balans, selfs wanneer die wêreld en almal om jou vir oorlog kies? Ek hoop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap, mooi loop.